Vandag is die môre waaroor jy gister bekommerd was. En hoe gaan hierdie vandag wees? Dit hang alles net van jou af. Op pad terug na hulle klooster toe, het 2 monnike by 'n rivier gekom wat in vloed was. Op die oewer van die rivier het 'n jong dame gestaan. Sy was te bang om deur die oorvol rivier te stap. Die bejaarde monnik het aangebied en gesê, sy moet op sy rug klim. Dit het onmiddellik daartoe gelei dat hierdie jong monnikie die ou monnik so kyk gegee het, sy kop weggedraai het en duidelik sy misnoë te kenne gegee het. Toe hulle aan die ander kant van die rivier kom, het die ou monnik die dame afgetel en hulle het verder gestap in stilte. Na so ruk het die ou monnik vir die jong monnik gesê, my broer, ek kan sien dat jy erg beswaard is. Wat is dit dan wat jou so ontstel? Hierop het die jong monnik geantwoord en gesê, broeder, u weet, ons orde verbied dit ten strengste om enige kontak met 'n vrou te maak en jy het haar op jou rug getel. Hulle het so eind verder gestap en toe sê die ou monnik vir die jong monnik, jy weet my broer, ek het haar 5 kilometer terughal neergesit. Jy dra haar nog steeds in jou kop saam. Nou maak jou reg, hier kom 'n baie interessante feit. Wetenskaplikes het bewys dat tussen 90 en 95% van ons gedagtes vandag gaan dieselfde wees as die wat ons gister gedink het. Nou gister het ons vir mekaar gesê, een van die eerste dinge wat ek en jy moet begin van bewus word, is van God se alomteenwoordigheid. In gewone Afrikaans, hy is oral en altyd by ons. En hoe meer ek en jy bewus word van sy teenwoordigheid, hoe meer word hy 'n realiteit vir elkeen van ons. Die ding wat ek en jy vandag moet gaan inoefen, is om bewus te word van wat in ons koppe aangaan, waaraan ons dink. In 2 Korintiërs 10 vers 5 sê Paulus, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Soos wat ek jou gesê het, ons gaan sommer lekker prakties raak. So die eerste praktiese wenk wat ek wil aangee, is om jou timer op jou selfoon te stel vir elke halfuur. En elke keer wanneer die timer afgaan, probeer onthou, waaraan het jy nou net gedink? Weet jy, dis verskriklik interessant, om net bewus te word van dit waaraan ek besig was om te dink. En deur dit te onthou, besef ek net, maar ek het gister ook daaraan gedink, so ek is eintlik besig om breinenergie en tyd te mors. Maar kom ek en jy gee net gou so 'n paar tree terug na daardie monnik wat die vrou neergesit het. Een van die belangrikste momente in my dag is om elke oggend ten minste net so 10 minute tyd daaraan af te staan, om al die negatiewe emosies wat in my hart en in my kop leef te identifiseer en dit af te laai by Jesus wat ons uitnooi en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek en jy moet ons laste neersit, dan sê, neem my juk op julle, want my juk is lig en sag. So ek wil jou uitdaag, staan 10 minute vroeër op in die oggend en ek waarborg vir jou, dit gaan die wêreldse verskil in jou lewe maak. Nog 'n praktiese wenk, wanneer jy 10 minute vroeër wil opstaan, sit jou selfoon of jou wekker of wat jy gebruik om mee op te staan, nie langs jou bed nie, maar op 'n plek waarvoor jy moet opstaan om hom dood te druk. En dan nog 'n praktiese manier om vinniger uit die bed uit te kom, wat ek geleer het by iemand wat op die TEDx show op YouTube dit verduidelik het. Onthou jy nog met die lansering van die Apollo 11? Daar was 'n aftelling. Nou wanneer jy oë oopmaak, en begin jy met 'n aftelling. 5, 4, 3, 2, 1, opstaan! En dan gaan jy aan om daardie wekker dood te druk. En dan wil ek hê jy moet gaan sit vir 10 minute en net bewus word van dit wat in jou kop opkom. Jou vrese, jou bang, jou bekommerd, jou stres, alles. Word bewus van elke negatiewe gedagte en vertel dit vir God. Dit is jou vroegoggend detox. Jy raak ontslae van daardie dame wat jou op jou rug dra,
Gee al daardie gedagtes vir God en vra dan die Heilige Gees om jou vol te maak en voor te berei met sy vrede wat alle verstand te bowe gaan vir die dag wat voorlê. Gaan probeer dit, ek gee jou 'n brief, dit werk.